Welkom terug by die groot ontbyt. Ons kuier vanmôre met Wynand Strydom hier in die ateljee. Ons praat hier oor sy nuutste album, nie net 'n enkel snit nie, en ons selfs sommer lekker oor waarmee hy besig is en hoe die lewe hom nou hanteer. Môre Wynand. Môre Pierre, hallo Jennifer. Hallo. Gaan dit goed met jou? Dit gaan baie goed. Dit gaan baie goed. Lekker om hier saam met julle op die bank te sit en Dankie dat jy ver van die huis af. Ja, maar kon jy net sê lekker. ver getravel het vir dit. Ja, ons moet maar wat ons doen. Dis Ons wat ons doen. hoorie so hoe sukkel 'n mens? Hoe moeilik is dit regtig om van die Weskus af weg te kom? Jy moet maar Ja, dit is maar moeilik. Dit is nooit maklik nie. Raak ook nie na 20 jaar raak dit ook nog nie makliker nie, maar ja, ons doen wat ons moet doen, maar ek is maar Pretoriaaner, so is my lekker om 'n bietjie terug te kom en al die vriende te sien en al die plekke weer te sien, so ja. die ou digs weer Ja, ek voel nog so halftuis. halftuis. Jy sien. Halftuis. Wynand, ek het net gehoor, jy het onlangs nou by Zimbabwe golf gespeel. Toe sê jy, dit moet in die top 5 golfbane wees in die Absoluut, land, né? absoluut. Nou wil ek eintlik, was ek nuuskierig om te weet, wat is jou top 5? Ek sal sê Highland Gates, Zimbabwe Lakes, Simola, moet ek gou dink, Leopard Creek Okay. en Gary Player. Oh. Leopard Creek. Hier is net ryk mense wat daar mag speel. Ken jy mense wat mense ken wat mense ken? Jy moet as jy ryk mense ken, ja. Ja, daarom gaan dink dis nooit daar speel nie. Nee, ek verstaan presies wat jy sê. Hoorie so, behalwe vir die golfspel is daar nog 'n gebeurtenis in jou lewe nou onlangs. My pa het altyd gesê, hy onthou nog in die ou dae, die ou ooms van die Bosveld, die slim ooms, nê? Hulle was oupas en hulle het met 'n pyp met 'n truitjie op die stoep gesit. Jy weet, hy sê maar meeste van hulle was in hulle 40's. Toe hulle al oupas Ja, en ja, ou ooms ja. en hulle het kiries geloop en 'n seerknie gehad en sy heup het 'n bietjie uitgehak elke 2 weke. Hy sê, maar dit was die ou ooms. Jy weet jy's nou 'n ou oom, nê? Want jy's nou Ja, oupa. ek is inderdaad nou 'n ou oom, ja. Jy's 'n oupa. Ek is 'n oupa, ja. Baie geluk. Baie dankie. Nie dat jy baie niks daarmee te dankie. doen gehad het nie. Nee, ja wel, inherent nee, ja. Maar ja. Maar ja, nee, is 'n wat 'n wonderlike voorreg. Ek meen is 'n absolute blessing. Ek sê as jy daai klein kind die eerste keer vashou weer dan dink hou terug aan jou kinders, eerste keer toe jy jou eie kinders vasgehou het. Regtig. En daai baan is maar presies dieselfde hoor. So ja, is 'n seëning. Ek wil net vir jou sê is Maar wat maak dit spesiaal? Ek het 'n paar pelle wat oupas is en ek kan nie verstaan hoe hulle die storie verduidelik nie. Wat maak oupa wees dan nou? Dis Nee, wel, dis wat ek jou sê. Ek dink jy as jy eendag oupa word, dan onthou jy maar net daai gevoel toe jy pa geword het. Dis maar presies dieselfde gevoel. En daai instant bond om te weet hier is jou bloed. Ja, so dit is dis 'n blessing. Ek moet vir jou sê mense hoor ons altyd mense sê jou lewe verander as jy kleinkinders het en ek kan dit sien. I get it. Op 50 jarige ouderdom. 'n ou wat ek ken sê dis 'n bietjie van 'n bevestiging van onsterflikheid amper. Want jy weet daar sal van jou bloed of Ja, die vleis van jou volgende vleis. generasie is daarom nog daar, ja. Vleis van jou vleis sal altyd hier 100%. wees al is jy nie meer hier nie. Ek stem heeltemal saam. Dis eintlik merkwaardig. Ja, maar dis mooi. Dit lekker en is goed. Ek dink dit is mooi oor die algeheel dat ek net vir jou kompliment gee oor hoe mooi jy altyd oor jou familie praat en post, oor Cherie en die kinders en nou kleinkinders. Ek dink dit is merkwaardig dat iemand steeds, jy weet, dit is jou prioriteit. Ja, jy maak musiek en is wonderlik en ons is dankbaar dat jy musiek maak, maar jou prioriteit is steeds jou gesin en dit is my baie mooi. Ja, ek dink daar's in die industrie is dit 'n baie fyn lyn tussen, jy weet, waar trek jy die lyn in terme van wat jy wil hê mense moet weet van jou Ja. en ek dink elke kunstenaar sien dit anders en hanteer dit anderste. Ek dink vir my hier was dit nog van die begin af 'n doeteenvoudige ding van ons het mense daar wat ons ondersteun en wat ons weet na die vertonings te kom. En ek dink ons het uit daai oogpunt uit gesê maar hoekom hulle ons iets wegsteek van hulle, jy weet, op 'n manier nou sekere dinge ontken ter wille van die media en ja, so dis maar ons lewe lei en ek dink daar moet geen dispuut wees en niemand moet ooit wonder nie. Ja. Dit is wat dit is. Ons is getroud, ons is lief vir mekaar en dit is ons setup binne ons huis en ons gesin en ons verhouding en ja, ek dink as jy daai oop kaarte speel dan hoef jy nie te dak en daai vir
vir die media deur die jare nie. Eerlikheid is die beste opsie. Ja, dis mos soos jy altyd sê, as jy nooit jok nie, hoef jy niks nooit te wonder oor wat jy verkeerd gaan sê nie. So, Goeie beginsels, goeie beginsels. soms praat sy die waarheid. Wat bedoel jy soms? Hy praat altyd die waarheid, selfs al wonder jy. Sê vir haar, sê ja, jy's reg alweer. Terwille van vrede. Hoorie so, ons bietjie praat oor 31 Mei die album. Kyk, 31 Mei se gelaaide datum in Suid-Afrika, as almal iemand nou geskiedenis ken sal weet, maar hoekom 31 Mei? Is daar 'n hele tema tot hierdie album? Ja, kyk, 31 Mei, jy sê almal in Suid-Afrika sal weet, ek was nogal verbaas toe ek begin praat met mense en hoe min mense eintlik weet. Dit is ook die waarheid, ja. Of het vergeet of wat ook al en dis eintlik die punt wat ek wil maak met 31 Mei spesifiek en julle praat nou vanoggend oor datums wat ek ook gehoor. Ek dink is belangrik veral as dit by geskiedkundige goed kom, jy weet, en kinders word nie meer vandag geleer in die skool nie. Ek meen dit is nog maar 'n feit. Die geskiedenis is redelik beperk. So die onus is maar op ons wat dit geleer het en wat daarvan weet om dit oor te dra aan die geslagte. Want as ons dit nie gaan doen nie, ons het hierdie gesprek verlede jaar gehad met Afrikaans wat 100 jaar en ek meen ons almal was dit eens as ons nie ander Afrikaans praat nie, dan gaan Afrikaans uitsterf. En dit is dieselfde met die geskiedenis. En ek dink daar soveel dinge in die geskiedenis in die verlede gebeur wat dinge onherroepelik verander het. Maar wat stil gehou word. Ja, maar wat ook 'n impak op ons gehad het. Ja. Ek meen ons was nie daar nie. Maar dit het 'n impak op waar ons vandag is en wie ons vandag is. En ek dink deur die jare is dit elke ou se eie saak wat hy van die geskiedenis maak. Ek meen ek sê van die begin af weet ek wil nie in die verlede leef nie. Ek glo nie in die verlede nie. Ons is in hier en nou, ons glo in wat voorlê in die toekoms. Maar daar is sekere dinge wat in die geskiedenis gebeur het wat elkeen vir hom kan vat en deel van homself maak en sê op die einde van die dag, weet jy wat, hier het my gehelp vorm. En dis die geval met 31 Mei en dit was 'n hele konsep rondom ek wat eintlik vir my 2 kinders wou gesê het, jy weet, dis waar ek vandaan kom. Dis wat my gemaak het en my gevorm het. Ek was nie deel van daai struggle gewees nie, my oupa was deel van dit gewees. So inherent was ek ook maar deel daarvan en dis wat my vandag week is. 31 Mei natuurlik Republiekdag 1961. Maar dit gaan ook die liedjie verwys na Republiekdag, maar dit gaan ook vooraf oor die hele verskroeide aarde beleid en alles wat die voortrekkers deurgegaan het, die konsentrasiekampe, die vrouens en kinders in die konsentrasiekampe. En 31 Mei is 'n kritiese deel van al daai elemente. Absoluut. Daar's die vrede van vereniging is onderteken na die Anglo-Boereoorlog op 31 Mei. Uniewording, ons die Unie geword in 1910, net daarna. En dan nou soos jy sê die Republiekwording in 61. Alles 31 Mei. En dit was deel van my geskiedenis en ek wil vir my kinders sê maar die les wat ek saamvat van die hele ding vooraf is die feit dat ons is 'n nasie wat al platgeslaan is menigmale. En sak en as was, maar ons het opgestaan. En dis daai deel van die geskiedenis wat ek vat om te sê as dit met my sleg gaan, moet ek opstaan want ek is deel van daai geskiedenis. Dis in my bloed. So dis die sentrale tema van die hele album om vir my kinders sê dis wie ek is. Jy sê dit nou 'n coverliedjie is wat vir my 'n betekenis dra of liedjies wat ek geskryf het wat vertel vir my groot word daar of so dis maar 'n versamelalbum wat saamgevat word as 31 Mei album. Wynand, baie dankie jy draai gemaak het. Vir ons gaan nou kyk na jou musiekvideo van 31 Mei. Baie dankie vir die tyd vanmôre en groete. Dankie weer eens vir julle. Vir die Weskus as jy weer terug gaan huis toe. Ek gaan donderdag terug gaan sal ek vir groete stuur. Nou maar netjies. Daar is dit nou, hier is hy musiekvideo 31 Mei van Wynand Strydom.